Julle is welkom om julle Bybels na Johannes 6 toe oop te maak. Johannes 6 vers 16. Ek sien nou hierdie letters raak klein. Ek moet dalk een van minnaar se plastiekies gebruik of ek moet 'n groot druk skrif gebruik. Almal van julle het Bybels. Ja, ek gaan nou net al lees. Laat ek sukkel vandag. Ek moet eers daaroor werk. Ek moet gaan bid daaroor. Johan het nou gesê, niemand van ons word oor 30 jaar oud nie, en partykeer moet ek eerlik sê, ek voel 'n bietjie ouer as 30. Maar ja, almal daarso. Ons titel vir vandag, ek wil net gou oor die titel praat. Die titel, terwyl ek hierdie woord wat ons in Johannes 6 vers 16 begin, gaan dit deur my gedagtes, en dit maal deur my gedagtes, en ek ervaar die Here eerskielik vir my sê, waarvoor is God besig om jou voor te berei? En julle sal nou sien hoekom ek dit toe die titel gemaak het. Ons kom baie keer op moeilike plekke, en daar gebeur dinge met ons, en ons is so moeg, so seer, ons wil nie in daai plek bly nie, ons wil net uitkom, ons sê, Here, kry ons net uit hierdie plek uit. Ons wil nie hier wees nie, dis nie lekker nie. Maar ons moet dalk dink, dalk is die Here besig om ons voor te berei vir iets. Om regtig dan in te druk by hom. En vir hom te vra, Here, waarvoor is U besig om my voor te berei? Want dit is nodig vir later. Jy sal sien soos ons aangaan met hierdie stuk, sal julle sien hoekom dit nodig is om in te druk by hom in die moeilike tye. Want dit is waar ons leer en waar ons gestig word. Dit is waar ons groei. Dis great soos ons nou hier gestaan het en die sertifikate uitgedeel het vir die wat gedoop is. Ons is so bly oor dit, maar ons groei nie in dit nie. Dis nie waar ons groei nie, ons groei in die moeilike plekke. Ons groei in die donker plekke. Ons groei op daai plekke waar net Jesus 'n verandering in ons lewens kan maak. Hy is die groot sielkundige, hy ken jou siel. Hy weet wat binne in jou aangaan. Hy het jou geskep. Net hy kan daai genesing bring. Net hy kan werklik verstaan waardeur jy gaan. So kom ons begin in Johannes 6, vers 16 tot 21. En toe dit aand geword het, het sy disippels afgegaan na die see toe. En nadat hulle in die skei geklim het, het hulle oor die see gevaar na Kapernaum. En dit was al donker, en Jesus het nog nie by hulle gekom nie. En die see was onstuimig, omdat daar 'n sterk wind gewaai het. En toe hulle omtrent 3 of 4 myl geroei het, sien hulle Jesus op die see loop, en naby die skei kom. En hulle het bang geword. Maar hy sê vir hulle, dit is ek, moenie vrees nie. Toe was hulle gewillig om hom in die skei te neem, en dadelik het die skei by die land aangekom, waarna hulle toe gegaan het. Nou, die ander evangelies in Matteus 14, sê daarso dat Jesus het sy disippels in die boot gedwing. Daar is 3 van die evangelies wat oor hierdie gedeelte hanteer, en hy sê, Jesus het sy disippels in die boot gedwing. So, met ander woorde, hy het hulle in hierdie gemors ingestuur, waar hulle nou in is. Nou hoor my mooi, ek sê nie, die Here bring die hele tyd slegte goeders oor jou nie. Maar in hierdie geval het Jesus hulle ingestuur in dit. Dit was nodig gewees. En hulle roei teen die wind en teen die storms. En hy kom in die 4de nagwaak, staan daar, kom hy na hulle toe op die water geloop. En die ander evangelie sê, hy wou verby hulle gaan. Hy het loop so lekker op hierdie see, hy wil verby hulle gaan. En die 4de nagwaak in hulle tyd was omtrent tussen 3 uur en 6 uur die oggend. So hulle is baie lank al op die water gewees. Hulle is al moeg gewees, moeg geroei gewees. En ek dink by myself, iewers moes een van hulle begin sê, hoekom het ons nie net om hierdie see van Galilea geloop nie? Hy's nie so groot nie. Ons sou al aan die ander kant gewees het. En anders sou dalk gesê het, maar het die Here regtig gesê ons moet in die skei klim? Dalk het almal hom nie gehoor nie en hulle moes hulle self begin bevraagteken, het was hierdie 'n wyse besluit gewees om te gaan? Het ons die Here reg gehoor? En hoe baie gebeur dit nie in ons lewens nie? Wat die Here vir ons sê om in 'n spesifieke rigting in te gaan of om iets te doen. En nou raak dit moeilik. Nou bevind jy jouself in 'n storm, jy bevind jouself in die gemors. En die mense wat om jou is, begin vir jou sê, maar dalk het jy verkeerd gehoor. Dalk was dit nie die Here se plan vir jou gewees nie. En voor jy oë uitvee, begin jy twyfel. Jy sien, Jesus wil ons juis daar hê. Soos ek nou gesê het, dit is waar ons groei. Dit is waar ons hom aankleef en dit is waar hy in ons lewens kan begin inbou. Dit is waar hy homself aan ons begin openbaar. Dis wanneer ons hom soek in daai moeilike tye. Jakobus, julle kan daar, ek het Jakobus op die bord, julle kan Jakobus saam met my lees.
Jakobus 1 vers 2 tot 3 sê, ag het louter vreugde my broeders, wanneer julle in allerhande versoekinge val, omdat julle weet dat die beproewing van julle geloof, lydsaamheid, dit is geduld, bewerk. Nou, dis vir my net so goed gewees toe Leani ook nou gepraat het oor dit bevestig net vir my dat hierdie vers moes inwees, so dankie vir daai Leani. Ons het nodig om geduld te hê wanneer ons in daai moeilike tye is. En hierdie geduld waarvan hierdie skrifgedeelte hierso praat, is nie 'n grace, dis nie 'n stilsit en net wag nie. Dit is hierdie geduld in die King James praat hy in vers 4, noem hy dit 'n volmaakte werk. Dis 'n werk wat gedoen moet word. Dis nie 'n stilsit en wag nie. En dit moet beoefen word. Dis 'n aktiewe benadering tot lydsaamheid en geduld. En 'n goeie voorbeeld daarvan, ek gaan lees bietjie wat die Bybel kommentators oor dit sê. En ek kom op 'n ou wat hier in die 16-1700s gelewe het. En julle sal weet, daai tyd het hulle nie regtig enige verdowingsmiddels gehad as jy nou geopereer moes word of iets gedoen word nie. Ek dink hulle het net so gesny en gedoen wat hulle moes doen. En hy vergelyk hierdie geduld, hierdie lydsaamheid wat ons moet bewerk, verduidelik hy as volg. Hy sê, hy vergelyk dit met 'n persoon wat geopereer word. En hy sê, elke snit en elke sny wat die dokter maak, is pynvol. En jy moet al jou energie en jou spierkrag gebruik om stil te lê. En nie te skree en rond te beweeg en op te spring en weg te hardloop nie. Hoekom? Want jy weet, na hierdie operasie is daar vir jou genesing. Na hierdie operasie is daar vooruitsig van gesond word. En dit is hoekom ons moet stil lê. So hy moet werk om stil te kan lê. So moet ons kan werk in daai lydsaamheid om te kan kry en daar te kan kom waar die Here ons wil hê. En ek vergelyk dit met sondes wat in ons lewens het. As daar pornografie in ons lewens is, jaloesie, onvergewingsgesindheid, haat, vuil mond. Dit alles is dinge wat ons moet beveg. Ons moet bereid wees en sê, Here, hierso is ek gaan beklei teen hierdie, ek gee hierdie vir u, u sal my genees, u sal my vrymaak van hierdie sonde in my lewe. Maar ek gaan werk daarteen, ek gaan attent wees op dit. Ek gaan fokus op wat u my wil leer, en om die hele tyd op die weg te bly. Jy sien, die probleem is, baie keer in ons lewens, soos ons worship, kom ek dit net weer agter, hoe ons in hom moet bly, en hy bly in ons. En ons gee alles vir hom. Maar dan kom ons, en ons het die persepsie van ons kan in die kerk kom sit. Ons kan in 'n Sondagdiens kom sit, en ons is okay, want ons sê ons is Christene. Maar ons beveg nie hierdie nie, ons bewerk nie daai lydsaamheid om uit te hou en aan te hou, om teen die sonde te beklei nie. Ons hou aan met dit. Jy sien, en wat ek lees is, jy lees in Romeine 10 vers 9, lees mens, die woord sê, hy wat met sy mond bely, dat die Here Jesus, hoe sy het opgestaan het uit die doop, en met sy hart glo, dat hy die seun van God is, sal gered word. En dit is so. Maar dan kom daar 'n gedeelte wat Jesus sê, nou moet ons vrug wys. Ons moet nou begin in die koninkryk lewe en stap, en hom uitbeeld. So wanneer ons dan besig is in ons vervallenheid, sondes, en ons het nie die geduld om daarteen te beklei nie, hoe beeld ons Jesus uit? Hy sê aan hulle vrug sal hulle geken word. Ek wil teruggaan waar Jesus op die see loop en na die wonderwerk kyk van op die water loop. En daar's my 2 kategorieë van wonderwerke. Die een is vleeslik. Dis 'n vleeslike kategorie. Dit is waar daar genesings voorkom, waar Jesus 'n blinde man gesond maak, 'n sieke genees, waar hy voorsiening gee, waar hy die 5000 mense visse en broodjies gegee het, hy het dit 2 keer gedoen. Jesus het 2 keer op die water ook geloop. En dan sal die geestelike gedeelte, die geestelike wonderwerk wat in 'n mens gebeur, in 'n siel gebeur, is 'n hartsverandering wat plaasvind. Dis 'n openbaring om God en Jesus te sien vir wie hulle is. Dit is 'n oprigting van 'n verslae gees. En Jesus loop op die water en ek vra myself maar, hier word niemand genees nie, hier word niemand gevoed hier nie. Hoekom is dit nodig vir Jesus om hierdie wonderwerk te doen, om op die water te loop? En hierdie wonderwerk kom juist daarin dat Jesus op daai stadium wil hy sy almag en sy glorie aan sy disippels oordra. Hy doen iets bonatuurliks, want hy wil iets met hulle deel. Dis 'n bitterbelangrike oomblik hierdie in hulle pad vorentoe. Is waar Jesus op die water na hulle kom. Hy soek al hulle aandag. En Jesus bring die
die wonderwerk as 'n voorbereiding vir wat hy nou gaan deel. En ons sal sien in vers 20, kyk ons net gou weer daarna. Hy sê, maar hy sê vir hulle, dit is ek, moenie vrees nie. Wat interessant is van hierdie gedeelte is, in die Grieks word dit die woord is ego eimi, wat hy sê daarso. En dit beteken ek is. So die stuk lees daarso en hy sê, maar hy sê vir hulle, ek is, moenie vrees nie. En hy koppel hulle onmiddellik terug na Moses se tyd toe, waar God in die brandende bos voor Moses gestaan het en hy sê vir hom, ek is. En hy gebruik dieselfde woorde wat God daar gebruik het. En in Hebreëus was dit natuurlik 'n Hebreëse woord, maar as jy hom oorvertaal is dit presies dieselfde betekenis as die Griekse woord daai. En dit is die openbaring wat hy vir hulle wil gee. So hier staan hy voor hulle, op die water, en as iemand op die water voor my staan, en vir my sê, ek is God, gaan ek sukkel om te twyfel. Die wind gaan lê, die storm word stil. En kom ons kyk, en in hulle gedagtes, ek dink by myself, in hulle gedagtes, moet hierdie Jesus wat voor hulle staan op die water, gaan hy van Rabbi en profeet, gaan hy na Messias, die seun van God toe. Hy is wie hy sê hy is. En die effek wat dit op die disippels gehad het, sien ons in Matteus 14, vers 33. Daar staan, toe kom die wat in die skei was, en val voor hom neer en sê, waarlik, u is die seun van God. En daar kry hulle openbaring. En ons sal nou sien, hoekom moes hulle hierdie openbaring gekry het. Vers 22 daarso, ek gaan nie alles lees daar nie, ek gaan net die gedeelte opsom van vers 22 tot 50 daarso. En dit is nou die volgende oggend, Jesus en sy disippels het aan die kant gekom, dis vroeg, die volgende oggend wat hulle daar is, en die mense wat die vorige dag by die vermeerdering van die brode en die visse was, hulle soek vir Jesus. Hulle is agter Jesus aan, hulle wil nog wonderwerke sien. Onthou, hulle wil hom koning maak. So in hulle gedagtes, hierdie ou moet koning word, ons moet hom opspoor, ons moet hom kry. En hulle kom by hom, en toe hulle hom sien, vra hulle vir hom, Rabbi, waar kom jy vandaan? Hoe het jy hierdie kant gekom? En Jesus begin onmiddellik minister. Hy sê vir hulle, julle soek my nie as gevolg van die tekens wat ek gedoen het nie, maar oor dat julle versadig geword het van die brode wat julle geëet het. So Jesus sê vir hulle, wag bietjie, in julle harte, in julle koppe, dink julle is hierso oor die tekens. Maar ek sê vir julle, dis as gevolg van die brood wat julle geëet het. En Jesus begin, hy wil in hulle lewens begin inbou daarso. En hy sê vir hulle, ek is die brood van die lewe. Wie my vlees eet en my bloed drink, sal lewe tot in ewigheid. En ek sal hom opwek op die laaste dag. Dis wat Jesus, hy begin onmiddellik wil hy begin inbou. En ons lees dan daar in Johannes 6, 51 tot 53, kan julle saam met my lees. Hy sê, ek is die lewende brood wat uit die hemel neergedaal het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy lewe tot in ewigheid. En die brood wat ek sal gee is my vlees, wat ek vir die lewe van die wêreld sal gee. Vers 52, die Jode het toe met mekaar gestry en gesê, hoe kan hy ons sy vlees gee om te eet? Jy sien, hulle het nie gefokus op daai stadium nie. Die oomblik toe hulle in hulle tyd van voorbereiding was by die visse en die brode wat vermeerder was hulle nie agter die hart aan nie, hulle was agter die tekens aan. Hulle wou Jesus 'n vleeslike koning maak, want hierdie ou kan tekens doen, miskien kan hy die Romeine ook laat verdwyn uit hierdie land uit. So hulle soek hom vir dit. En Jesus begin vir hulle hierdie woord deel, en hulle kry dit nie, begryp nie, hulle verstaan dit nie, dis vir hulle te moeilik. En dis dieselfde met ons. Ons moet ons tye wat moeilik is, of tye wat ons in voorbereiding is, moet ons regtig indruk. En vir Jesus vra om homself te openbaar aan ons, laat ons 'n openbaring kan kry van wie hy is. Vers 53 sê, en Jesus sê vir hulle, voorwaar, ek sê vir julle, as julle nie die vlees van die seun van die mens eet, en sy bloed drink nie, het julle geen lewe in julleself nie. Net die vorige dag, soos ek sê met hulle voorbereiding, het Jesus genesing gedoen. Hy het mense gevoed, hy het geleer, en daar het nog kos oorgebly ook. En toe wou hulle hom met geweld koning maak. Nou begin Jesus bou op die vorige dag se lering. En nou kan hulle dit nie vat nie. Hulle kry dit nie verstaan nie, hulle kry dit nie gesnap nie, en hulle het nie die openbaring van dit, van wie hy eintlik is nie. Vers 60 tot 61 sê daar, en baie van sy disippels het gesê toe hulle dit hoor, hierdie woord is te hard, wie kan daarna luister? En Jesus het in homself geweet dat sy disippels hieroor murmureer, en hy sê vir hulle, is dit vir julle tot aanstoot? Jy sien, Jesus maak nie hier verskonings, of hy sê vir hulle, wag, laat ek dit anders te stel, net bietjie sagter miskien verstaan julle dit dan beter nie. Nee, hy
Ons moet die gunstige tyd wat die Here ons besoek, moet ons nie mis nie. Dis bitter belangrik. Ek sê vir Johan, daar's gedeeltes in die skrif wat vir my moeilik is om te begryp. En ek wil baie keer die Here se genade op iets gooi, nee, maar die Here sal verstaan. Die Here sal verstaan, moenie jy bekommerd wees nie. Die ding is, wie is ek om namens God te preek en te sê die Here sal verstaan? Sy woord is klaar vir ons gegee, ons moet in sy gebooie bly, ons moet dit hou. Ons kan nie besluit wat vir ons werk en wat nie vir ons werk nie. En terwyl ek in 'n tweestryd is met die Here oor hierdie spesifieke skrif, en ek wil net genade hê op dit, genade en genade, hoor ek hoe die Here vir my sê, is dit jou tot aanstoot? Wil jy nie ook maar gaan nie? En dit is so belangrik, laat ons die Here ken vir wie hy is. Vers 66 staan daar, hieroor het baie van sy disippels teruggegaan en nie meer saam met hom gewandel nie. Jy sien, hulle loop self. Jesus sê nie vir hulle, wag, loop, julle verstaan nie mooi nie, ek kan nie met julle werk nie. Hulle besluit self. Die Here het ons daai, wat noem mens dit, vrye wil gegee, om self te kan besluit. Hy gee vir ons al die inligting wat ons nodig het. Hy gee vir ons al die wysheid wat ons nodig het. Maar hy gee ons die keuse om te besluit. Vat bietjie, ek wil julle herinner aan Paulus in Handelinge 20:22. Sê Paulus, hy vaar verby Efesië en hy laat roep die ouderlinge en die herders van die gemeentes wat daar is en hy sê ek wil julle graag sien. En hy deel hierdie volgende gedeelte met hulle. Hy sê vir hulle, hierdie is die laaste keer wat julle my aangesig gaan sien. Julle sal my nie weer sien na vandag nie. Want hy sê, die Here het vir my gewys hoe danig ek vir hom gaan lei. En hy sê, geboeid deur die Heilige Gees gaan ek na Jerusalem. Jy sien, hoe kan Paulus so iets gedoen het om vrywilliglik geboeid onder die Heilige Gees Jerusalem toe te gaan, sodat hy gemartel kan word en op die ou ende doodgemaak kan word. Hy het geweet wat gaan gebeur. Die Here het vir hom gewys. Maar wat die Here vir hom gedoen het, hy het die oomblikke wat hy moes fokus en konsentreer en indruk, het hy dit gedoen. En Jesus het homself openbaar aan Paulus. En hy het staande gebly. Hy kon deur daai, wat 'n marteling moet dit nie wees, om na jou dood toe te loop nie. Om te weet, hier kom iets. Jy weet wat gaan gebeur. En nog steeds kan jy met vrede binne in jou hart deur dit gaan. Maar ons kan dit net doen as ons die openbaring het van wie hy is. En ek vra dit, hoeveel van ons gaan nie altyd verlore nie? Want ons is lui en ons is laks en hardnekkig. Ons wil nie ons dinge verander nie. Ons hou van hoe dinge is. Ons wil nie ons raamwerk, ons prentjie verander nie. Ons wil dit nie te mekaar krap nie. Ons praat nou so oor die vas. En François sê, weet, mense dink dit is so 'n hoogheilige ding as mens vas. Maar kom ek sê jou wat gebeur wanneer jy vas. Die slegste in jou kom uit. Daai vlees hou nie daarvan om onderdruk te word nie. En jy raak krapperig en jy raak knorrig en jy's baie bekkig as mens vas. Maar ons moet 'n besluit kan neem. Ons wil dit doen vir hom want ons wil 'n openbaring hê van wie Jesus is. Nou, hierso kom die groot toets waarvoor die 12 disippels voorberei moes word die vorige nag. En ons sien dit in Johannes 6 vers 67 tot 69. Toe sê Jesus vir die 12, wil julle nie ook weggaan nie? Wil julle nie ook weggaan nie? En dis die woorde wat ek gehoor het. Is dit vir jou te veel? Is dit te hard hierdie? Wil jy nie ook weggaan nie? En ek vra myself, hierdie mense, hoe het hulle reageer op dit? Hoe sou ons reageer het op dit? Here, ek het dan alles agtergelos vir u. Hoe kan ek alles agterlos en nou sê u vir my, wil jy nie ook gaan nie? Jy sien, dit kan my kwaad maak, dit maak my dalk hartseer, verbaas. En dan sien ons in vers 68, wat so mooi is. Lees ons saam met my. En Simon Petrus antwoord hom, Here, na wie toe sal ons gaan? U het die woorde van die ewige lewe. En ons het geglo en erken dat u die Christus is, die Seun van die lewendige God. Die vorige nag was hulle moeilike tyd gewees. Hulle swaar stadium, waar hulle moeg was.
waar hulle dalk bang was. Jesus ontmoet hulle daarso, en hulle was bereid om hom in die skei te neem. En hulle het voor hom geval en 'n openbaring gehad van wie Jesus is. Dis hoekom hulle hier kan staan en kan sê, Here, na wie toe sal ons gaan? U het die woorde van die ewige lewe. Dit beteken nie hulle het verstaan wat Jesus daar gesê het op daai oomblik nie. Hulle het heel waarskynlik nie verstaan nie, maar omdat hulle weet wie is Jesus, het hulle staande gebly en gesê, Here, al verstaan ons nie. En al is hierdie moeilik en hard, ek het nêrens anders omheen te gaan nie. Ek kan net op U vertrou. Ons kyk baie keer na Petrus op die water en baie preke en baie mense praat oor Petrus die ongelowige. Die een wat getwyfel het, toe hy op die water loop en hy sien die wind en die golwe, toe begin hy sink. En Jesus vat sy hand en hy trek hom uit en hy sê vir hom, klein gelowige. Maar dink 'n bietjie, Petrus is die een wat die vrywilligheid gevat het om op die water te gaan loop. Toe Jesus sê ek is, toe sê hy, Here, ek wil 'n toets. Roep my, sê vir my ek moet op die water kom en ek sal kom. Het ons daai guts om dit vir Jesus te sê? Here, ek wil 'n toets. Ek is bereid om uit my comfort uit te klim. Ek is bereid om op hierdie onmoontlike situasie te gaan trap en te kyk of U is wie U is. Nou, ek wil afsluit met hierdie gedeelte. Jesus voorsien, altyd. Net voor hy hulle in die skei ingedwing het, julle sal onthou het hy vir hulle gesê, maak al die brokstukke bymekaar en hulle 12 mandjies vol brokstukke, vis en brood, bymekaar gemaak. So terwyl hulle op hierdie boot roei, is hierdie vis en brood hier by hulle. So daar's die heeltyd herinnering aan wat hy gedoen het. En hoe baie is dit nie in ons lewens ook so wat ons dit ervaar nie. Ons gaan deur 'n moeilike tyd en ons beleef verdrukking, maar die Here kom en hy herinner ons aan sy woord. Hy herinner ons aan wie hy is. En om dit nie dan af te maak as niks of weg te vat nie, maar dat ons herinner sal word aan wie hy is. Ek wil vir julle 'n quote lees van Robert Rogers. En hy sê, my geloof het nie die pyn verwyder nie, maar dit het my deur die pyn gehelp. Om op God te vertrou het nie die angs verminder of oorwin nie, maar dit het my in staat gestel om dit te verduur. Ons moet regtig op God kan vertrou, ons moet daai geduld hê, daai lydsaamheid moet ons bewerk om in daai geloof te kan bly en te wag op hom, vir wanneer hy reg is om homself aan ons te openbaar. En ek wil net 'n getuienis met julle deel. Die Here het al baie jare terug vir my en Lisel woord gegee oor wat hy vir ons beplan in die toekoms. Wat ons gaan deurmaak, wat ons gaan beleef in ons lewens, en dis 'n paar jaar al, dis 'n hele klomp jaar, en tot nou toe kom daai nie in vervulling nie. En inteendeel, die teenoorgestelde gebeur van wat hy gesê het, gaan gebeur. En mens raak moedeloos in dit, maar dan kom die Here en hy herinner ons aan daai woord. Tye wat moeilik is, dan pop daai gedagte in my kop, wat gesê, onthou die woord, hou vas aan daai woord. En dit is vir my so mooi gewees, laas Sondag, toe kom maar weer iemand na my toe. En sy sê, sy wil 'n droom deel. En hierdie droom was presies dit gewees, dit was weer herinnering en stigting gewees van wat die Here 'n klomp jare terug gesê het. So ek weet, ek moet wag in dit. Ek moet geduldig wees in dit, maar ek moet dit bewerk, ek moet nie moedeloos raak nie. Ek moet nie agteruit begin beweeg nie. En ek dink toe by myself, dalk is hy van ons wat hier sit, wat die Here juist nou in 'n posisie het, in 'n plek het waar dit nie lekker is nie. Daar sal onder ons 'n familie twis, en jy moet dalk met iemand gaan praat. Druk in by die Here, laat hy homself aan jou openbaar, sodat jy daai gesprek kan hê, wat jy moet hê met iemand. Jy sien, ons moet aanhou kyk na die evidence. Die evidence, al die bewysstukke is vir ons in hierdie woord. Die Heilige Gees maak dit in ons harte vas. En ons moet na hom toe gaan met sulke dinge. Ek wil afsluit met hierdie, ek wil vra dat, as jy hier sit en jy gaan deur so 'n moeilike tyd, jy voel vir jou asof jy in 'n gat is, in 'n put is, en jy weet nie hoe om uit te kom nie. Kom asseblief vorentoe na die diens. Laat ons saam met jou bid. Ons wil graag saam bid. Ons wil graag saam stig en bemoedig en opbou. Dis regtig ons harte. Laat jy kan staande bly
En die lydsaamheid wat jy leer, kan bewerk en kan veg teen dinge wat ons aftrek en onderhou.